buite, en ons het met maskers en al eintlik relatief goed gedoen. Vriende, enige gebedsversoeke vir vandag se diens, enigiets wat jy aan die Here wil opdra. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees vandag. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Stem saam. Ja, dit is alles ingedruk in 'n baie kort tydperk en my hart gaan uit na die matrieks wat nou hierdie tyd met eksamens skryf. Ek dink dit was baie sleg geweest. Ek dink, dit is maar baie taaf. Dit is baie sterk en ons sal op in ons speel aan die Here. Goed. Voor Kersfees geef ek my swaar wat gediagnoseer is met kanker. My broer se familie wat oorlede is sy familie. En my skoonouers se baie siek. Goed ja, in ons gebede gaan ons met jou in jou gesin naas jy kan ons storie vertel, eintlik baie sterkte in hierdie tyd gewees in ons gebede gaan ons met jou en ook met Rian ook. Julle weet Rian se seun in die hele COVID tyd het al net 2 keer gesien. Ja, natuurlik het oor die foon gepraat, maar in lewende lyk net 2 keer gesien. So dit is baie sterk. So ons gebede gaan ons met jou in jou gesin. My sis is ook gediagnoseer met borskanker. Jou suster gediagnoseer met borskanker. Ons gebede gaan ons met jou suster in julle gesin, baie sterkte en mag hier aan ons bring. Ek wil graag vir die Here dankie sê vir 'n jong meisietjie wat vriendin vir my wat van my skool gaan het, wat in hierdie pandemie tyd deur 'n moeilike tyd van angs en depressie gegaan het en sy het 'n selfmoordpoging aangewend en sy is gister ontslaan uit die kliniek uit en wonderbaarlik het die Here haar genees en vir ons behou. Ek het baie dankie daarvoor. Een van die kollegas in die skool wat deur 'n baie slegte tyd gegaan het, soos jy sê, jy het haar op deur hierdie tyd gebring. Depressie is omdat jy vir daai dinge mense is nooit werklik genees van depressie, mens werk altyd aan depressie. Die kind gaan ook vir die res van haar lewe met die Here sal daardeur worstel. Dis 'n groot uitdaging om te werk saam met daai tyd. Ons ouers in die ouer tyd. Julle ouers in die ouer tyd sê ja, nie net ek en julle sê, maar ek dink daar's baie mense wie se ouers op die oomblik heeltemal afgesonder is van familie en die groter gemeenskap. Ek dink dit is 'n geestelike ding, ook emosionele ding, maar mense kan ongelooflik swaar, want hulle is geïsoleer hier waar. So ja, ons gebede gaan uit na die gesinne wat so verlang na hierdie tyd. Ons daar sehr baie swaar ekonomiese vooruitsigte maar Ja. en daar's Ons gaan net daarvoor bid. Ons land is in 'n baie moeilike plek. Ek ry gister Pretoria toe om by die familie te gaan kuier en ek sien daar's polisie daarso op Michelstraat. Toe later sien ek op my voor iemand is daar vermoor. 14 skote is gevuur. Dit is sekerlik 2 blokke van ons huis af. So dit is die konteks van omstandighede en soos ons sê, ons gaan dit net opdra aan ons gebede aan julle. Almal wat werk verloor in die tyd. Almal wat hulle werk verloor het in hierdie tyd, ja, finansiëel het dit baie swaar gegaan vir baie mense. Mense het werk verloor, maar mense het ook 'n groot persentasie van inkomste verloor. En ons kan net binne dit binnekort herstel dat ons ekonomie weer op sy bene kom. Nog iets versoeken? dankie dat dit jou goed gaan met die gemeente ten spyte van al die probleme. Ja, terwyl ek sou aan die einde daarom het ek daaroor gepraat met Mamani het dan die spyker op die kop geslaan oor omstandighede het baie goed met die gemeente gegaan. In terme van ons finansies, maar ook in die bydrae wat ons kon gelewer het in die groter gemeenskap. Die einde van die diens gaan ek net vinnig vir julle 'n kort PowerPoint presentation wys presies van wat ons gedoen het en wat die omvang van die impak van die gemeente was
terme van bystand wat gelewer is, in terme van krediet waarop ook geldelike bydrae. Ek kan nie glo, my hart het warm geklop vir hierdie tyd om te sien hoe ook die hand van die gemeentelede was aan die gemeente, hoe ons ook kon gegee in die gemeenskap. Daarvoor dank ons die Here te baie hart. Nog iets? Kan ons kerk gee twee gemeentes wat so swaar van met ander gemeentes? 'n Goeie voorbeeld, Alkerton Wes, ons buurgemeente, is afhanklik van Elisa om hulle geriewe te huur en hulle het 'n inkomste van R200,000 verloor hierdie jaar eensklaps. En die ewesklik is die oorlewing van daardie gemeente ingedra. So daar is baie gemeentes wat bitterlik swaar kry in ons gebede met hulle gemeenskap. Vriende, die res van die kers gaan steek vir ons lidmate, vir ons gemeente, vir Alberton, vir al en dan ook vir ons land soos ons gesê het, daar het nog baie geluk. Hulle het 'n COVID-babietjie gehad, maar haar naam is wel nie, dit is Hieke. En baie geluk en mag julle 'n wonderlike tyd. Dankie vriende, ek gaan vir ons 'n oomblik van stil gebed gee. Julle het nou gehoor presies waaroor ons gepraat het en waarvoor ons moet bid. En ek bied juist hierdie geleentheid, hierdie ruimte om ons nie net voor te berei vir die erediensie, maar ook te dink en te bid juist aan hierdie situasies en gevalle wat ons net van gehoor het. Ek gee vir ons 'n paar sekondes om in stilte vir gebed en voor God in gebed stil te staan. Maar dankie vriende vir die oomblik van stilte. Die kinders moet aansluit by die kinderkerk. Ek moet heeltemal vergeet daarvan. Wat sê jy, Nana? Is al kinders wat graag by die kinderkerk wil aansluit? Ons is nou maar nog baie, is al klaar die het al gegaan. Die kleintjies is nog van 4 tot 6. Is daar net? Dan gaan ons nou nie vandag kinderkerk hê vir die juniors nie, maar dan natuurlik sal ons kyk of daar seniors is na die diens. Wilhelminus nou by die kinders, nou weet ek nie werk die selfoon. Moet ek jy nou raak? Hoe gaan ek hom begin? Het hy klaar begin? Is hy nou reg? Laat ek hom nou stel. So hy het nou uitgesaai, maar met 'n leeskerm. Okay. Is hy reg? Is ek reg? Okay, staan daar staan. So ek mag nie so of so gaan, net bly. Is hy reg, Wilhelmine? Ek nie geweet jy het hom al begin nie. Ek moet hom begin. Okay. Ek is sommer in 'n bloedrooi en ek staan so. Is hy nou reg? Onthou, hulle kyk nou op Facebook wat gebeur. Okay. Sjoe. Is hy nou reg? Okay. Vriende, broers en susters, ons gaan dit nog uitfigure, dit is nog 'n proses. Ons gaan nou begin met ons toetrede lied. Ons sing Psalm 23 vers 1, 2 en 3. Ons sing dit staande waar ons bly staan vir uitspreek van die foto met die seëngroet en dan direk na die foto met die seëngroet sing ons lofsang lied 514 vers 1 en vers 2 direk na die lied
kan u dan die sitplekke inneem. Kom ons staan en sing saam. Gemeente, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser, en van die Heilige Gees. Amen. I
Gemeente, vriende, ek gaan nou vir ons voortgaan deur gebed vir ons voorthou en dan direk daarna, terwyl ons op bly sit, onaangekondig sing ons dan Onse Vader. Dit is 'n gebed, dink ek, wat ons elkeen uiter vandag en daardeur dank ons weer opnuut die Here vir al die goedheid wat ons ontvang. Kom ons bid saam. Grote God, Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dat ons as geloofsgemeenskap verenig kan wees in U. Ja, U liefde, U genade, U vergifnis wat ons in Christus so ryklik ontvang, bind elkeen van ons in mekaar. Daarom noem ons mekaar broers en susters in die geloof. Hierdie onsigbare band wat daar bestaan, Here, moet ons wel sigbaar maak aan mekaar en aan die wêreld. Kom ons toon deur U hulp dieselfde liefde, dieselfde genade aan mekaar, maar ook aan die vreemdeling, die persoon, die man of vrou op die straat. Here, ons weet, ons struikel en val, ons weet, ons loop somtyds soos jonger seun weg van die huis, somtyds weier ons om juis in verhoudings met U te staan soos die ouer broer. Maar ook dan weet ons dat U genade en liefde vir ons groot genoeg is. Ja, U bly ons Vader en ons U kinders, ongeag van ons twyfel en sonde. So dit bid ons, dit vra ons vandag, natuurlik nie omdat ons dit enigstens verdien nie. Nee, ons gaan dit slegs bid deur die Gees wat in elkeen van ons harte werk, in die naam van Jesus Christus alleen. Gemeente, vriende, broers en susters, gedurende die Grendeltyd het ek 'n baie moeilike pastorale gesprek gevoer met een van ons gemeentelede. Nou, sonder om in te veel detail daaraan te gaan, het hierdie persoon gesê dat hy die lewe op die oomblik werklikwaar as sinloos, as waardeloos ervaar. Die persoon het gesê dat haar lewe op die oomblik leeg is en dat sy nie regtig enigstens betekenis aan iets
kan heg nie. Ons swak ekonomie, ons sosiale omstandighede, die verlies aan inkomste en werk en COVID-19 het hierdie neerslagtigheid wat sy ervaar het, net soveel erger gemaak. Toe hy die woorde sê, het dit my eintlik aan die bors gegryp. Want ek het besef met 'n skok dat ek ook soms so voel. En ek is oortuig dat elkeen van julle gedurende hierdie grendeltyd, wanneer julle verwyderd is van familie en vriende, miskien inkomste verloor het, ook dieselfde gevoel het. Dalk het julle ook die vraag gevra, maar wat is die betekenis, die sin van die lewe? En wat beteken dit om 'n vervullende lewe te hê? Lees 'n mens die akademie, die artikels, kom 'n mens agter dat dit 'n golf van neerslagtigheid is, wat nie net in Suid-Afrika posvat nie, maar wêreldwyd. Wêreldwyd worstel mense met hierdie gevoel van sinloosheid. In die week het ek dadelik gedink aan 'n verhaal in die Griekse mitologie. Miskien het julle al gehoor van hierdie karakter, Sisyphus. Hierdie koning in die ou Griekeland was wel bekend as 'n wreedaard. Hy het mense links en reg om die lewe gebring en veral gaste wat dan kom kuier het hy van die kasteel se mure afgegooi net om te wys hoe magtig hy is. Nou op 'n dag het Zeus, die oppergod van die Griekse mitologie, besluit tot hiertoe nie verder nie. En hy het vir Sisyphus vasgevat. En hy gee hom dan die straf. Vir die res van tyd moet Sisyphus 'n reuserots, 'n heuwel opstoot. Kom hy bo, rol die rots maar net op onder en dan moet hy maar net weer voortgaan met hierdie doellose, sinlose taak. Nou hierdie verhaal van Sisyphus dien baie keer as metafoor, as beeld van hoe mense die lewe ervaar. Elke dag staan hulle op, gaan werk toe, hulle kom huis toe, week in week uit, maand na maand, dit voel vir hulle asof hulle rots teen 'n heuwel opstoot, dat hy net maar weer na die onderkant kan rol. Die boek Prediker in die Ou Testament verwoord iets soortgelyk. Die Prediker sê hy beleef en ervaar die lewe as 'n gejaag na wind. Nou het jy al probeer om die wind te vang. Elke keer as jy die wind miskien in die hand sou kry, sal jy vind dat die wind deur jou voeters glip. Dit is mos 'n sinlose, doellose taak wat jy vir jouself oplê. Dit kom tot niks, sê die Prediker. Nou vriende, teenoor mense wat so voel, is daar natuurlik ook mense wat die lewe anders ervaar en beleef. Julle het hulle al gesien, julle kom daagliks met hulle in kontak. Maak nie saak hoe moeilik of swaar die omstandighede is nie. Hulle is positief. Hulle ervaar die lewe as vervullend, as sinvol, vol waarde en betekenis. Miskien is jy vanoggend een van daardie mense wat die lewe so ervaar. Miskien het jy in die verlede die lewe so ervaar, maar nou daar 'n paar dinge gebeur en nou het jou perspektief bietjie verander. Dalk dink jy vanoggend by jouself, maar so 'n sinvolle, vervulde lewe is buite my bereik. Dit is wat ons vandag in die prediking gaan probeer vasstel. Wat beteken, wat behels 'n sinvolle, vervullende lewe? 'n belewe van betekenis en waarde. Ons sal sien, gemeente vriende, dat die antwoord eintlik voor die hand liggend is en op 'n ander plek lê te vind is as wat ons dink. Die wyse hoe ons hierdie vraag gaan beantwoord is aan die hand van 'n baie bekende gelykenis. Die gelykenis van die verlore seuns. 'n Jonger boetie en 'n ouer boetie, maar hulle is ewe verlore op hulle eie unieke wyse. Nou omdat julle die gelykenis so goed ken, ek dink elkeen van julle kan letterlik woord vir woord omtrent vir my die gelykenis vertel. Gaan ons 'n bietjie die gelykenis op 'n ander manier lees of ervaar.
plaas van dat ek die teks vir u gaan speel, of gaan lees, gaan ek vir u 'n videogreep speel, wat vir ons letterlik woord vir woord die teks weergee, natuurlik nou met die agtergrond van 'n videomateriaal. En so kan ons dalk 'n bietjie op 'n konkrete wyse sien wat ons so goed met teks al geleer het. Kom ons kyk hierdie video saam, is slegs 3 minute en dan gaan ons verder met ons prediking. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him. My son, the younger one said, Vriende, broers en susters, dat die vraag wat ons wil beantwoord in vandag se prediking is, waar is sin en betekenis te vind? Wat beteken dit om 'n vervullende lewe te hê? Waar dink julle het hierdie jongste seun gepoog om 'n vervullende, sinvolle lewe te kry? Hy het verkeerdelik gedink dat 'n vervullende lewe geld in sy sak beteken. Hy het verkeerdelik gedink dat 'n vervullende, sinvolle lewe te vind is in 'n vreemde land. Hy het dit probeer bereik, behaal, verkry deur plesier en genot na te jaag. Ons wat vanoggend hier sit, het soveel met hierdie seun in gemeen.
Hoeveel keer dink ons nie ook so sy, dat ons eers werklik vervulling kry, eers waarde kry, wanneer ons gepresteer het, wanneer ons geld gemaak het, wanneer ons besittings het, wanneer ons dalk 'n huis of 'n kar het, of dinge het om te wys. Soos hierdie jongste seun, dink ons baie keer dat vervulling slegs in die vreemde te vind is. Dat ons ook na 'n metaforiese vreemde land moet gaan. Dalk vreemde gedagtes, vreemde konsepte, vreemde lande nastreef om dit daar te kry. Ons sê mos altyd, vir ons lyk dit asof die gras altyd groener is aan die ander kant. Baie mense, soos hierdie jonger seun, probeer sin en betekenis aan hulle lewe heg deur plesier, genot na te jaag. Alwaaroor dit gaan is kortstondige plesier en vervulling. Ons doen dit op verskillende maniere. Ons lees dat hierdie jongste seun op 'n losbandige wyse geleef het. Van ons doen dit deur drank of dwelms. Van ons doen dit deur eenvoudige goeders, deur verslaaf te wees aan 'n selfoon, 'n TV of Facebook. Hoe dit ook al sy, vriende, broers en susters, elkeen van ons trap in dieselfde slaggate as hierdie jonger seun. Daarom kan ek met sekerheid sê dat ons ongelooflik baie met hom in gemeen het. Wat van die ouer broer? Hoe tree hy op? Snaaks genoeg, vriende, doen hy presies dieselfde as hierdie jonger broer van hom. Waar die jonger broer probeer sin en vervulling kry deur plesier na te jaag, probeer hierdie ouer broer dit doen deur die wette, gebruike en tradisies van sy tyd noukeurig na te kom. Ons moet wel in gedagte hou dat die ouer broer simbolies is van die fariseërs en skrifgeleerdes van daardie tyd. En hulle het die wette en gebruike van ou Israel nagekom en hulle het gevoel indien hulle hierdie wette beter nakom as al die ander mense, kan hulle self laat uitstyg bo die res van die gepeupel. Vir hulle het hulle lewe begin en gestaan by die nakom van die wet van Moses. Dit was soos 'n ysterketting om hulle gewrigte om hulle enkels. Hulle dink hulle kan vervulling kry, waarde vind, sin tot hulle bestaan voeg deur hierdie wette so noukeurig na te kom. En weer eens moet ons sê, soos hierdie ouer seun, trap ons dieselfde slaggate. Van kleins af is daar vir ons gesê, jy mag nie verskil nie. Jy moet die gebaande weg loop. Jy moet presies lyk, praat en doen soos al die ander mense. En ons dink baie keer verkeerlik, indien ons tradisies en gebruike wat ons het, so goed nakom, ons wen. Dat ons beter is, dat ons anders is, as my buurman, my broer of my suster en my vriende by die kerk. Soos hierdie ouer seun, probeer ons vervulling kry in aardse goed, gebruike, gewoontes, tradisies, dinge wat eintlik maar van korte duur is. Vriende, wat so aangrypend van hierdie pragtige bekende gelykenis is dat hierdie twee seuns eintlik presies dieselfde is. Hulle albei wil hulle self handhaaf, hulle albei wil sin en vervulling kry. Maar hulle doen dit op uiteenlopende wyse. Die een streef genot na, die ander ene kom wette koud en klinies na. Maar uiteindelik wil hulle net 'n vervulde lewe hê. Hulle lyk asof hulle van mekaar verskil, maar in hulle harte is hulle een en dieselfde kind. Was egter ongelooflike groot ironie in hierdie teks wat dit opgesluit. En dit is eintlik 'n ding wat my asem stons. Werklike sin, werklike waarde en werklike vervulling was al die tyd te vind voor hulle oë, binne bereik van hulle hande. Hulle hoef nie na ver en vreemde lande te gaan om dit te kry nie.
Hulle hoef nie wette koud en klinies na te kom om sin te kry nie. Eintlik moes hulle net hulle oë oopmaak en besef dat vervulling te kry is in die huis van die Vader. Of anders gestel, werklike vervulling is te vind in die hart van die Vader in verhouding met God. Besef ons dit, hoor ons dit mooi. Die jongste seun het na 'n ver land gegaan, alles verloor. En eers toe hy besef dat waarde en sin by sy pa te vind is, het hy teruggegaan en kon hy deelneem aan hierdie feesviering in die huis van die Vader. Hy het miskien iets van die diepte en die omvang van dit begryp. Hy kon homself slegs handhaaf in die huis van sy Vader, nie die vreemde nie. Die oudste seun, wanneer hierdie partytjie, wanneer hierdie feesvieringe besig is, sukkel om dit te begryp. Hy staan buite, hy weier om in te gaan, hy beklei met sy pa. En die teks eindig dan ook. Ons weet nie of hy ooit dit besef. Ons weet nie of hy verstaan waar werklike waarde en vervulling te vind is. Ons weet nie of hy uiteindelik by die huis van sy Vader ingaan en in verhouding met sy Vader voortleef nie. Ons kan maar net bid en glo dat hierdie seun, soos die jonger boetie, ook die omvang van hierdie boodskap, van hierdie konsep begryp het. Die genade wat in hierdie teksgedeelte opgesluit het, is ook merkwaardig. Want vriende, in alle realiteit, as 'n mens mooi na hierdie teksgedeelte kyk, verdien nie een van hierdie twee seuns eintlik om tuis te gaan in die huis van die Vader. Nie een van hierdie seuns verdien dit eintlik om in 'n verhouding met God of die Vader te staan nie. Beide het gesondig, beide het weggeloop van die huis, beide het gekies teen 'n verhouding met hulle Vader. Maar tog het hierdie verhaal vir ons vertel dat die Vader die jonger seun tegemoet gaan, nog voordat hy eers sy skuldbelydenis kon uiter, het hierdie Vader hom geklee in skoene en 'n ring. En in terme van die oudste seun, hierdie pa gaan uit na hom toe en hy praat mooi met hom. Hy probeer hom oortuig om deel te word van hierdie feesvieringe. Beide van hierdie seuns, sonder dat hulle verdien, kry iets van die liefde en die vergifnis van hierdie Vader en kan hulle tuis gaan in die huis van die Here. Vriende, dis net so waar vir jou en my. Hoe baie keer soek ons nie vervulling in die vreemde nie, in genot en in plesier, in die klein dingetjies van die lewe. Hoe baie keer soek ons nie vervulling in gebruike en tradisies, dinge wat eintlik maar menslik is, terwyl werklike vervulling en waarde eintlik voor ons oë te vind is. In die huis van die Here, in die hart van die Vader, in verhouding met God. Ons hoef nie ver te loop nie. Ons hoef nie alles te smous en tot geld te maak nie. Ons hoef nie noukeurig vas te hou aan wette nie. Want dit gaan in elk geval ons nêrens bring nie. Die teks sê vir ons net eenvoudig: gaan terug na die huis van die Vader. Word deel van hierdie feesvieringe. Vind jou tuiste in die hart van die Here. Wat so aangrypend is dat soos in die geval van die jongste seun en die oudste seun, die Here ook die hand aan elkeen van ons uitsteek. Want weet julle, ons verdien dit eintlik nie om die huis van die Here in die hart van die Vader te wees nie. Ons sonde is groot, ons twyfel is groot. Maar in Christus hardloop die Here ons tegemoet. In Christus word die kleed oor ons skouers gehang. In Christus kry ons 'n ring aan die hand en skoene aan die voete. In Christus praat God met ons mooi en hy soebat en pleit vir elkeen van ons. Kom in, word deel van hierdie verhouding, hierdie feesvieringe in my huis, in my hart.
dit wat gebeur in die verhaal van die oudste en die jongste seun, is ook jou en my se geloofsverhaal. En ons sal vind dat ons slegs vervulling en sin tot ons bestaan sal kan voeg, indien ons iets hiervan begryp. Vriende, deur die genade van Jesus Christus, die opoffering wat hy aan die kruis gebring het, deur sy lewe vir ons te gee, kan ek en jy met 'n blye gemoed vandag in verhouding met God staan. Deel wees van die feesvieringe wat 'n verhouding is met die Here. Is ek en jy elkeen tuis en waar ons behoort te wees. Die genade en liefde van God wat dit moontlik maak, gaan ons verstande geheel en al te bowe. Ons besef nou iets van dit vandag. Ons ervaar nou hierdie vervulling en sin. Maar tog lewe ons in 'n wêreld van sinloosheid. Tog lewe ons in 'n wêreld sonder waarde. Daar is 'n stortvloed van hartseer en ellende. Mense wat geheel en al platgeslaan is, neerslagtig is. En dan is dit baie maklik om soos hierdie mense ook moed op te gee. Handdoek op te gooi en die hoop te verloor. Ek dink dit is ons taak as gelowiges, as Christene, wat vervulling in verhouding met God vind, om juis iets van hierdie hoop, iets van hierdie moed, iets van hierdie blydskap uit te dra in hierdie wêreld. Ons moet hierdie golf van neerslagtigheid juis stuit. Dis die gelowige se taak, dis die kerk se werk, om die voertuig van hoop en blydskap te wees in hierdie wêreld. Elkeen van ons gaan vandag opstaan. Elkeen van ons gaan vandag weer deel word van hierdie groter wêreld. En ons gaan mense sien wat as ware reeds handdoek ingegooi, wat reeds moed verloor het. Dis juis ons taak, wat soos hierdie jonger seun tuis gaan in die huis van die Vader, om iets van dit wat ons beleef, hierdie blydskap, te deel met hierdie mense. Dis wat dit beteken om hoop te gee. Mense moed te gee. Mense te versterk in hulle swakheid. Dis wat dit beteken om met liefde te leef teenoor God, maar ook om met liefde te leef teenoor ons naaste. Mag ons, vriende, die werking van die Gees vandag en elke dag tuis gaan in die huis van die Here, in sy hart. Mag ons daarin vervulling vind, sin vind, betekenis vind. Mag ons ook iets van hierdie blydskap deel met die mense om ons. Amen. Gemeentevriende, ek gaan vir ons 'n oomblik van stilte gee, en dan direk daarna gaan ons antwoord met die sing van lied 510 vers 1 tot en met vers 4 ons lied, terwyl ons so bly sit. Dit is natuurlik genade onbeskryflik groot, en in hierdie lied vertel ons eintlik die verhaal van die verlore seun en sy tuiskom. Kom ons word nou in stilte stil in gebed.
ons bely vandag dat ons deur Christus weer tuis is in die Vaderhuis in verhouding met God. En dit gee waarde en sin tot ons betekenis. Daarom kan ons ook met blye hart vandag ons geloof bely. Ek wil vra vriende dat ons staande ons geloof sal bly en hardop, en dan direk daarna antwoord ons met ons slotsang, die Here lei my, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Kom ons bely nou met ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en elkeen van die vrede gee. Amen. Baie dankie broers en susters, vriende. Ek dink julle verstaan van die hele situasie van my perspektief nie. Mense voel nogals onmagtig as jy as predikant heeltyd besig is met mense, by die kerk besig is met mense, en dan vir ewesklik vir 6-7 maande kan jy nie met die mense besig wees. So dit was nogals 'n uitmergelende tydperk vir my en my gesin, en ek is net so bly, so dankbaar om vandag weer op die kansel te staan en nie by my eetkamerstafel tussen die preekverlede nie. Dit is vir my werklik 'n groot voorreg en ek het dit ongelooflik baie geniet. En ek hoop ook, vriende, met al ons tegniese probleempjies vandag, dat u ook die diens werklik waar geniet het en vervulling daaraan gevind het. My gebed is ook natuurlik en my uitnodiging is ook, dat ons volgende week dan weer so by mekaar sal kom, dat ons maar ons protokol sal volg met higiëne, soos jy nou uitbeweeg, onthou om julle hande skoon te maak, en indien u dan met COVID-19 gediagnoseer is, laat ons maar weet. Dis juist hoekom ons die register invul, dat ons die mense kan kontak,
Ons net weet dat daar nou 'n risiko aan verbonde is. So ja, soos wat dit by die werk gaan, so gaan dit maar hier ook. En ek sê baie jammer, gewoonlik sal ons nou tee en koffie gaan drink het, maar daar's 'n risiko daaraan verbonde, jy verstaan. Ons vat aan koppies en pierings en word gewas ensovoorts. So vir tyd en wyl gaan ons dit nog net hou by 'n erediens, sonder die kuier en social na die tyd. Hopelik later sal ons ook daarby kan uitkom, dat ons soos 'n normale kerkgemeenskap kan funksioneer soos voorheen. Dit is maar 'n paar opmerkings, enigiets van julle kant af in terme van COVID-19 en die maatreëls, enigiets wat julle graag wil noem. Is ons almal op dieselfde bladsy in die verband. Daar is mense wat ouer is, daar is mense met kondisies soos suikersiekte. Ons moet die mense in ag neem. Gewoonlik sal ek vir julle sê, as jy bietjie siekerig is, kom nog steeds kerk, maar in die verband, as jy siek is, moet ons maar eerder by die huis bly, want daar is mense wat 'n risiko geval is. So asseblief hou dit maar net altyd in gedagte. Dan, soos ons voorheen gesê, ons sou nou juis hierdie naweek, ons sal ons Caesarfees gehou, die 3de en die 4de, en ons kon ongelukkig as gevolg van COVID-19 dit nie gehou het nie, maar jy het ook dalk gehoor, so 2 weke terug het ek 'n boodskap uitgestuur, waarin ek vir die gemeente gevra het, vir die wat kan, en ek weet daar's mense wat finansiëel ongelooflik swaar kry, maar daar's mense wat ook nog finansiëel eintlik floreer, vir die mense wat kan, indien ons 'n bydrae kan gee van wat se aard ook al, om hierdie, kon sê maar verlies in terme van ons begroting te kan opvul, sal ons dit ongelooflik baie waardeer. Nou ons het begroot vir 'n inkomste van R80,000, en ek is daarvan oortuig, ons sal met min moeite, indien die mense 'n geldjie kan gee vir ons, dit wat hulle kan afstaan, sal ons vinnig daardie bedrag kan maak. Nou ek het klaar boodskappe gekry van mense die week wat dit bydraes gemaak het. Hulle vra vir ons, wat se beskrywing moet ons gee, hoe moet ons die betaling allokeer? Ons sê maar, gee van en feesdonasie, sê maar dreiers, feesdonasie, en op die wyse kan ons dan ook die geld reg allokeer in ons boeke. Dis natuurlik vir die algemene bestuur van die gemeente, maar ook baie belangrik, ons doen ongelooflik baie liefdadigheid in die gemeente. Duisende rande, letterlik, vriende, duisende rande gaan uit ons rekeninge, elke week, om mense by te staan in nood. Dit het my geskok toe ek verslag moes gedoen het, maar net mense wat ons met kruideniersware en huurgeld en water en ligte help per maand, beloop die bedrag van R6,000. Dis afgesien van kos en soveel ander goeders wat ons gee. So hou maar net in gedagte. Belangrik vriende, ons woensdagoggend en woensdag aand Bybelstudie gaan soos normaal voort. Hierdie donderdag wat kom is ons jong werkende byeenkoms ook by Colette en Derek. Dit is 6:00 die aand, dis meer 'n bietjie 'n bring en braai. Indien jy graag wil deelneem of saam wil kuier, kontak my. Dis eintlik net 'n lekker social, so asseblief vir my of vir Colette. En dan het ek nou gesê Sondagskool en kategese, maar ons sien dit is nou maar 'n moeilike tyd, want ons weet nie presies wat ons gaan doen nie. Ek het gevra aan die dames of ons nou gaan na kerk nie kan praat, dat ons nie kan besluit hoe dit lyk nou vorentoe. Die jonges is maklik, die kleintjies, dit is die senior jeug wat nou eksamens gaan skryf, en dit is nou maar 'n uitdaging, so ons sal kyk hoe gaan ons van hier af, maar ons probeer ons uiterste bes om aan die verlore werk ook in te haal. Nou julle onthou, dit is die laaste ding wat ek met julle wil deel, dat ek net 'n bietjie terugvoer wil gee, net 'n bietjie op 'n visuele vlak van wat ons gedoen het, en ons, die voertuig waardeur ons liefdadigheid doen, is C-Star Marshall. Dit is 'n non-profit organisasie. Dit is dat ons, wanneer ons donasies kry in hierdie organisasie, kan ons dit dan ook belastingsertifikate gee. So enige besigheid wat dan donasies kry, kan dan ook dan belastingkorting kry aan die hand van hierdie sertifikaat vir ons gee. Nou deur hierdie voertuig, wat eintlik ons diakonie is, ons liefdadigheid, het ons maskers gemaak. Rihanna het gesê, ek het hulle vingertjie stomp gewerk, en ek wil nie meer 'n masker sien nie. Maskers gemaak en verkoop vir baie bekostigbare pryse, bederf, pakkies vir behoeftige gesinne, dit was etlike, te veel eintlik om te noem, skenkings, julle kan sien, daar is so 'n baba stootkarretjie, mense wat regtig hulp nodig gehad het in die verband. Dan het ons speelgoed gekry, en julle verstaan nie, julle,
Ek was by 'n huisgesin in hierdie week, ek en Dion, waar daar nie speelgoed in die huis is nie. Daar's nie matte in die huis nie. Dit is 'n rou sementvloere. Daai kinders het niks om mee te speel nie. Toe Dion hierdie goed gaan aflaai, toe was dit asof Kersfees Vader opgedaag het. So dit het 'n regtig groot verskil gemaak in mense se lewens. Weekliks warm kos vir 20 straatmense voorsien. Rihanna, julle self oor 'n mik gewerk en die mense wat julle bygestaan het. Dit is ongelooflik baie werk wat gedoen is. En dit is nou als vir die skenkings wat ons van julle ontvang het. En aan die hand van hierdie skenkings kon ons hierdie kos koop, kon ons hierdie mense in hierdie tyd bystaan. Badmaatjies vir St. Mary's is die kinderhuis wat ons bystaan. Afgesien van al hierdie goeders het ons ook omtrent R20,000 betalings gekry wat ons net so weer aan hulle oorgegee het om hulle kinderhuis se aktiwiteite mee by te staan. Baie kruideniersware van ons eie gesinne. Daar's so om en by 6 gesinne in ons gemeente wat regtig baie spaar kry. En hulle is eintlik afhanklik van ons gemeente in terme van hul kruideniersware. Weereens wat ons uit van die gemeente ontvang het. So op die wyse het ons hulle bygestaan. Selfs vleis, kruideniersware, dit beloop eintlik, dis baie wyd waarmee ons gehelp het. En soos julle sien, dit hou eintlik nie op nie. Die impak van die gemeente se liefdadigheid in hierdie tyd is iets om te aanskou. Vars vleis, kospakkies, kos, komberse vir straatmense. Hulle het baie komberse ontvang wat ons ook net so weer uitgegee het aan die straatmense. So sien julle, dit is alles wat in hierdie laaste 6 maande gebeur het. So almal wat kon help en gehelp het, julle is eintlik te veel om te doen. So jammer dat ek nie julle op die naam noem, maar ons harte bloei van dankbaarheid. Ons kan nie dit anders te verwoord nie. Soos Dion en Rihanna sê, baie dankie aan CSA gemeente vir die skenkings en finansiële hulp en die mense wat kom help kos maak het. Vriende, ek wil dit daar laat. Mag julle 'n geseënde dag hê, mag julle gesond bly. En dit is my gebed en my hoop om julle weer volgende Sondag